Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe in 1000 generaties, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy gestrus oor jou lewe in 1000 generaties, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die
as ek net vra dat julle almal staan, dat die familie kan inbeweeg asseblief. I can't believe that I'm here, having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes, I can't hear the sound as angels gather round, saying this is where you belong. Welcome home. Goeiemôre aan elkeen en almal wat hier is en wat ver gery het en ook die kykers van reg oor die wêreld wat vanoggend saam ons die erediens bywoon. Ons het nie gehoop hierdie dag kom nie, maar ons het geweet dit kom. Mag die Here ons lei en vertroos. Mag ons weet dis hy wat vanoggend julle groet en sê sy genade en sy vrede en sy liefde is by elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, mag u woord ons vertroos vanoggend. Mag u ons lei. As ons vra het, mag ons vra. As ons twyfel, mag ons twyfel. Dis tog die kern van ons geloof, Here. Om in verhouding met u te staan en nie altyd te verstaan nie. Is om te sien, al is daar nie werklik altyd iets nie. Dankie, Here, dat u ons lei, dat u vanoggend hier is. In Jesus naam. Amen. Ek lees namens die familie die bedankings. Namens die familie om Johan en Marion en Tian wil hulle graag en Michiel, as kan hom bysit, wil hulle graag vir Rensa baie dankie sê en die span by Exclusive begrafenisonderneming, vir NG Protea Park, Johan en Edward en Dominee Dion en Tannie Alet en elkeen daar is baie spesiaal. Hulle het my naam ook al ingesit. Die onkologie eenheid van Rustenburg vir die omsien en die ondersteuning spesiaal vir Dr. Arno Pretorius wat 'n lang pad saam met Alma gestap het. Vir Peglery, Alma se werksfamilie wat haar eie was. En spesifiek by Peglery wil hulle graag vir Denise dankie sê, vir Zelma, Sonique en Ingrid wat die moeilikste dag soveel ligter gemaak het. Sonique wat Alma so goed ken en haar dag kon mooi maak. Martha, who took care of Ma every day and became a great friend. Reino, spesiale dankie vir jou en vir jou van Tian af. Sonel en Tanya, julle is net so goed soos bloed. Dankie vir julle. Michiel wat ver is, maar naby wil wees. Ons het jou so lief en jy weet jy is saam ons. Die stoepsusters wat vir almal vir soveel jaar, vir al die laaste tyd op die hande gedra het, lief gehad het, soos 'n sussie, steeds saam kon lag. Nou moet ek hierdie reg uitspreek, die Hek Zarpot. Die Hek Zarpot van Roy en Ludik familie. Ons is lief vir elkeen van julle. Familie en vriende wat van ver af is en wat naby is en wat gekom het, en vir al die SMS'e, die boodskappe, die oproepe, die uitreik, elkeen van julle wat omgee, die Ludiks waardeer dit opreg. En die van Rooyens waardeer dit opreg. Dan gaan ons geleentheid gee vir John ter Blanche om vir ons huldeplek te doen. Goeiemôre. Ja, ek het eintlik die storieetjie verkeerd verstaan.
Johan praat vreeslik onduidelik. Ek het gedog ek moes kom Ave Maria sing. Nou as gevolg van COVID-19 is dit natuurlik van die tafel. So ek gaan maar net 'n stukkie voorlees hier. Hoofsaaklik wat Johan sou wou sê as hy duidelik kon praat. So ek praat 'n bietjie namens hom. Die voordeel van die masker is mens baie bewoor raak 'n mens. Soort van die ding. Ja, toe ek so 'n bietjie jonger was, toe mense nog ons gevra dat ek op troues praat, nou is dit begrafnisse. Ek dink dit moet seker vir my 'n boodskap hier ook stuur. Al die maskers hier, net om vir julle aan my idee te gee dat almal ook eintlik 'n makabere sin vir humor gehad het. So 'n tydjie terug met 'n ou vleisbraaitjie het ons so 'n bietjie gespot oor dat ons sal uitgaan met one last glorious shot en dit sou 'n bankroof gewees het. En ons sou almal maskers aangehad het. Ek weet ek sou 'n Nixon masker en sy sou 'n Mickey Mouse masker aangehad het. 2 jaar terug sou ons nou nie geraai het dat almal hier met maskers sou sit nie. En net terloops vir die polisie onder julle, daai bankroof het toe nooit afgekom nie. Hoofsaaklik omdat almal gesê het sy gaan die hele tyd lag, die kan laat val en sy kan ook ordentlik bestuur onder druk. Ons Christene word dikwels beskuldig dat ons onnodig hartseer is op begrafnisse. Want is daar dan nou nie 'n hemel wat wag nie. En dan gaan ons mos nou almal weer sien. Maar ek dink tog ons het die reg om hartseer te wees, want Alma is nie hier nie, en ons gaan haar mis. En om waarheid te sê, ons is ook nie seker hoe lyk dit daarbo nie, soos ons so 'n bietjie van 'n ons voel 'n bietjie daai oor die saak. So die onsekerheid maak mens maar hartseer. Maar ons is taamlik seker waar sy is. Nou ek het nou genoeg gespot met Johan wat so onduidelik praat. 'n Grappie kan ook net so ver gaan op 'n begrafnis. Maar ek weet toe ek met hom 'n geselsie gehad het, was die woorde wat my opgeval het. Alma kon tydens 'n krisis volle beheer oorvat. Sy kon die stokke vat. Hy het gepraat vir haar sin vir humor. Dat sy haar huis 'n veilige hawe gemaak het vir almal daar. Johan het die hoop uitgespreek dat ons almal weer saam sal ontmoet vorentoe as ons beurt kom. Hy het gepraat oor Alma se fokus wat altyd vorentoe was. En ek verstaan hoekom hy dit gesê het, want hy haat history. Is hy altyd vergeet van history. Dat Alma 'n mens was wat vergewe het en die rondom haar kon lewe sonder vrees en verwerping. Sy het almal weer 'n kans gegee en sy het geglo in weer opstaan en weer begin. Dan het ek ook insaag gehad in 'n briefie wat sy vir hom geskryf het, seker die laaste briefie. Nou, ek sal maar nie sê hoe ek insaag gekry het nie, maar julle weet hoe ouens soos ek werk, ons kry maar insaag. Maar daar, ek sal nou nie in detail ingaan nie, want sy praat onder andere hier van bottervliegies of butterflies, wat hy in haar maag wakker maak van toe af tot nou. En sy praat van sy staalblou oë. Maar ek gaan nou met daai stukke skiep vir verstaanbare redes, en ek gaan oorgaan tot die laaste stukkie.
Sy sê, weet ek het ook baie foute gehad, maar ek glo ek het gehelp om my kinders en my gesin op die regte paadjie te hou en te lei. Ek sal altyd dankbaar wees dat julle, ondanks alles, bly vashou in die Here. En dan sê sy vir Johan spesifiek, bly naby aan die Here, wees lief vir ons kinders. Sjoe, ek het nie gedink, ek gaan daardeur kom. So, toe het ek maar 'n stukkie geskryf, want is op hierdie stadium vir my baie makliker om te lees as om te praat. Ek sê hier, na aanleiding van my gesprek met Johan en met Marion, Alma was 'n goeie vrou. Alma is 'n goeie vrou. Want sy is steeds hier. In ons gedagtes, in ons geheue, in ons seer en ons lekker onthou. Ons sien Alma in Marion en Tian in hulle DNA. Ons onthou haar snaakse stappie en ietwat skewe tuintjie is in ons koppe ingeprent. Haar heerlike lag, haar skaam agter die handpraat. Sy was 'n onskuldige skaamdogtertjie wat jy laat skaam voel het dat jy ook nie so is nie. Maar sy was 'n sterk, onafhanklike vrou, slim vrou wat jy laat skaam voel het dat jy ook nie so is nie. Ons wens vandag ons kon haar van haar eie medisyne gee. Want sy het baie van ons gesond en gelukkig gehou. Sy was die gom wat baie van ons gebind het. Ons moet nie nou uit mekaar val nie, want sy was goeie gom. Sy is steeds goeie gom. Sy is steeds hier, sy is in ons harte en sy is in ons koppe. Totsiens Alma, maar ook hallo Alma, want jy is steeds hier. En dan sal ek seker nie ek wees as ek nie ergens 'n simpel gediggie skryf nie. En ek noem hierdie een Alma Mater 2. Want Alma Mater 1 het 'n baie lelike woord ingehaal. Toe ek na kanker verwys het en daai woord het my boos geruim, so ek gaan dit nie hier herhaal nie. Alma Mater 2. Alma, ons mater, moeder van die 2 ouetjies, vroukie van die Johan Hekke, het vertrek na groener weiveld, na waters waar rus is. Ons sal haar mis. Sy was 'n menger, sy was 'n wenner, sy was 'n gommer, sy was 'n slimmer. Ons was almal 'n bietjie dommer. Sy was 'n piller van die gemeenskap, 'n apteker, 'n vrou en ma. Ons mag maar 'n bietjie kla. Dit was te kort, te vinnig, te min. Maar ons sal haar nou vir die hemel gun. Baie dankie. Ons gaan soms so bly sit en dan gaan ons net 2 liedere saam sing. Jy is welkom om saam te sing, jy is ook net welkom om net te luister. Jy kan net so bly sit, ons hoef nie te staan nie. Die eerste een is hoe groot is ons God en die tweede een is die Onse Vader.
hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleer homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. PowerPoint.
seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
Kom ons sit so en bid ons saam. Here, mag hierdie voetspore wees wat alleen loop, wat ons dra in die sand, as die storms ons oorweldig. Mag die boodskap van U afkom, deur my as gebroke mens spreek, en ons as stikkende mense seën en salf. In U naam. Amen. John het reg gesê, ek neem aan die lelike woord wat rym met boos was broos. Nee, wat jy nou wou sê. Kan jy aan iets anders dink nie. Hy het reg gevra, daar's onsekerhede oor die hemel. Daar's onsekerhede. Daar's onsekerhede oor die hiernamaals. Daar's mense wat daaroor wonder, daar's mense wat daaroor twyfel, daar's argumente. En daar's 'n klomp vrae daaroor, hoe lyk dit, wat is dit, wat gebeur daar, gaan ons mekaar herken, gaan ek my skoonma daar sien? Hiervan is ek seker, dat God mense roep. En sy roeping is spesifiek, vir elkeen. En dit lyk anders vir elkeen. Sy roeping is, as ek in die Bybel lees, het hy 'n spesifieke roeping vir elkeen gegee, en daarvan was hulle seker. Hulle was seker dat sekere mense sekere goed moet doen. Byvoorbeeld, as mens kyk na Abraham, God roep Abraham en Sarai en hy sê, vat jou goed en trek. Ek ken sulke mense wat hulle goed vat en trek. God roep die tollenaar, wat worstel met geld en worstel met mammon. En hy worstel om mense se geld te vat. En hy roep hom om dit 3 maal terug te gee. Vir die Fariseër roep hy om sy worsteling met kopkennis oor God en sy twyfel en soeke na God, daai worsteling moet hy oorkom, sodat hy in 'n lewensverhouding en in 'n lewensverbintenis met God kan staan, met Christus kan staan. Vir die prostituut roep hy om haar lewenswyse te verander, om 'n vrou vir haar man te wees. En dan is daar mense wat 'n spesifieke roeping ontvang. Hulle roeping is om die bruid te wees. Die bruid van Christus. Hulle roeping kom met baie pyn. Omdat hulle roeping gaan oor skoon wees, oor heilig wees. Hulle roeping gaan oor liefde. Jy sien, die bruid se rol is om lief te hê, ver bo verwagtinge. Om in stryd te staan met die wêreld en teen 'n wêreld te staan waar haat die oplossing is. Die wat geroep word om die bruid te wees van Christus, het 'n ander paadjie wat hulle loop, anders as ons, ander mense. Sien, hierdie liefde moet geskied in 'n tyd, dit moet blom in 'n tuin waar daar net onkruid is. En dan, as ons so 'n bietjie kan gaan kyk na liefde, dan het liefde nogals 'n spesifieke betekenis in die Bybel. Ek vat die bekende teks oor liefde, 1 Korintiërs 13. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en ek gee my liggaam daarom prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En dan sê hy, wat is die liefde? Ons lees baie keer hierdie gedeelte net as liefde in lekker tye. Want dit is maklik om lief te hê en geduldig te wees wanneer dit goed gaan. Maar daar word verwag van die bruid om geduldig te wees wanneer ongeduld die oplossing is. Die liefde is vriendelik. Dis maklik om vriendelik te wees wanneer ander vriendelik is met jou. Dis moeilik om vriendelik te wees wanneer ander kwaai is met jou. Van die bruid word verwag om vriendelik te wees wanneer ander kwaai is. Van die bruid word verwag om nie afgunstig te wees nie wanneer ander afgunstig is. Om nie grootpraterig te wees nie, maar nederig te wees. Van die bruid word verwag om nie onwelvoeglik te handel nie en nooit haar eie belang te soek nie. Die bruid mag ook nie lig geraak wees nie en sy mag ook nie boekhou van die kwaad nie.
Sy mag haar nooit verbly oor onreg nie, en sy mag haar verheug oor die waarheid. En dan as hierdie roeping in hierdie persoon se lewe, as daai liefde seëvier, dan weet ons, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Hierdie spesifieke roeping is nie vir elkeen nie. Hierdie spesifieke roeping is vir die Moeder Teresa's van die lewe. Hierdie roeping is vir die Maria's van die lewe. Maria wat haar eie kind in die wêreld ingebring het en gesien het hoe hy gelei het en gesterf het. Hierdie roeping is vir die almas van die wêreld. Die verpleegsters van die wêreld. Wat kom om in en met liefde te leef. En dan, wat is die uiteindelike doel van liefde? Waarby moet liefde uitkom? En ek wil 'n aanhaling lees van N.T. Wright wat sê, when the project of ultimate love, covenant love, divine creative love is going ahead, the dark forces of evil will do its worst, whether we understand it or not, whether we like it or not. Obviously we don't. And obviously we won't. What love has to do, wanneer die wêreld uitmekaar uitval, wanneer dinge nie sin maak nie, wanneer God se plan vir liefde moet geskied in die wêreld, gaan die duisternis teen alle opsigte probeer keer. Wat liefde dan moet doen, is nie om duisternis en kwaad en haat teen te gaan nie. What love has to do is not only to face and understand misunderstanding. Wat liefde moet doen, wat die bruid moet doen, is ten spyte van die wêreld wat uitmekaar uitval, moet sy die misverstande trotseer. Dit moet nie net die misverstande wees wat sy aanskou nie, maar ook die hospitality of die suspiciousness, die plotting, finally violence and murder. Jy sien, liefde is om die ander wang te draai wanneer ander hulle vuiste lig. Dis die rol van die bruid. En dan skryf hy aan die einde, hy sê, but somehow through that whole horric business to draw the line of fire of ultimate evil onto itself and exhaust its power. Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het, dis wat ware liefde doen. Is om te sê, hierso, ek gee alles prys. Ek gee kans dat bose, dat slegte, dat die kwaad, alles kan uitoefen, tot ek moet sterf. Want wanneer ek sterf, seëvier liefde. En die roeping van die bruid, van 'n Alma, van 'n Maria, van 'n Moeder Teresa, is nie om 'n maklike lewe te hê nie. Is om 'n moeilike lewe te hê. Maar is om liefde te bly leef, ten spyte van. En daarvan is ek seker, dat dit die lewe is. Maar dan aan die einde van die lewe, maak dit sin. Wanneer jy jou roeping vervul, wanneer jy as bruid daar is, en die bruidegom kom haal jou, wanneer hy opdaag en jou vat, dan weet ek, dit is voltooi, dan weet ek, dit is klaar. Ons taak in hierdie lewe is nie om sin te maak, of om te verduidelik nie, ons taak is nie om te sê, dis die oorsprong van kanker, en dis die rede, en dis dit nie. Ons taak is om te midde van die duisternis in die wêreld, as lig te leef. Om te midde van die liefdeloosheid in mense se harte, liefde te leef. Om ten spyte van die onsekerheid van die hiernamaals, met sekerheid nou te leef. Om wanneer ander opgee, op mekaar, om aan te hou, verbind, bly wees en lief wees vir mekaar. Ek wil eens net so sit en na 'n lied luister.
Dis die een ding waar ons kan seker wees, is om nou te leef, soos dit eendag sal wees. Is om nou te vergewe, soos wat daar eendag vergewe sal word en daar reeds is. Is om nou liefde te leef, wanneer ander wêrelde nie liefde het nie. Amen. Here, seën vir ons, dat ons kan met sekerheid leef, te midde van onsekere tye, waar ons bewus is van 'n siekte, ons is bewus van kanker, ons is bewus van 'n pandemie en mense wat ons verloor daar, ons is bewus van die dood, ons is bewus van dit wat rondom ons beweeg, en hoe die dood eintlik vrees in ons injaag, en dan begin ons onseker raak oor die hiernamaals. Here, jy het nie gekom om net sekerheid te gee oor die hiernamaals nie, jy het gekom om sekerheid te gee oor die hier en die nou. En dan ten spyte van die duisternis, ten spyte van kanker, leef ons liefde. Ten spyte van 'n liggaam wat gebreek word, gee ons liefde. Ten spyte van 'n liggaam wat moet sterf, word sy verheerlik as die bruid van Christus. Lei ons om te midde van die onsekerheid, 'n sekerheid en 'n sekere lewe te leef. Een wat U verteenwoordig, wat opgestaan het uit die dood uit. U wat sit aan die regterhand van God. U wat heers oor alles. U wat heers selfs oor kanker. Seën ons met hierdie wysheid en insig, dat ons hierdie lewe sal verander, soos wat dit eendag sal wees, waar die leeu langs die lam sit. In Jesus naam. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir 'n laaste eerbetoon, so ek dink ek gaan seën uitspreek en dan gaan elkeen verby beweeg. So ek gaan die seën uitspreek en dan gaan ek vra dat Marion hulle gaan eers begin en dan die familie en dan so vriende elkeen en dan kan hulle hier verbykom en hulle kan 'n blommetjie hier by die portret neersit as 'n laaste eerbetoon. Mag die genade en vrede van God die Vader sekerheid in jou hart gee. Mag sy liefde onophoudelik wees. Mag dit jou deurgrond. Mag die hoop en die gemeenskap, die samebindende faktor van die Heilige Gees by en met elkeen van julle bly. Tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan maar staan. Marion, julle kan eers kom.
daar's ongelukkig nie nog blomme nie. So julle word elkeen uitgenooi om iets te kom eet. Dit is hoe hulle opmaak vir die blomme wat nie hier is nie. So almal weet waar die kerk is. Julle kan net gaan na die sirkelpad toe as jy afgaan links reguit aan. Dan gaan jy net oor die bult en dan daar by Bergbos Dierekliniek behoort jy dit te kry. Jy word elkeen uitgenooi soontoe. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Mag sy vrede
jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou